Here. Halleluja. Dit is saam. Ai, luister wat sê Jesus. Ai, hy het vir jou 'n boodskap vanmôre. Jy moet net jou ore oopmaak en luister wat die Gees van God wil spreek. Prys die naam van die Here. Dan sal jy ontvang wat vir jou uitgesit is. Prys die naam van die Here. Geliefdes, is ons saam. Kom ons bid tot eer van die Here. Kom ons open die bediening volgens die wil van die Here. En kom ons vra God om ons te lei. Almagtige Vader, Here, U is die skepper van die hemel en aarde, my koning. Here, alles het by U begin en alles sal by U eindig vanmôre, Here. Here, daarvoor kom erken ons U vanmôre, Here. Ons nooi U in, ons roep U aan, ons aanbid U vanmôre, Here. Here, omdat U goed is vanmôre, my koning. Here, ons kom bid vanmôre, Here, vir elke siel wat in U teenwoordigheid kan staan vanmôre, Here. Here, dat U sal kom spreek en kom laat verstaan die woord van die Here vanmôre, Here. Here, ons kom bid vanmôre vir elke siel daar buite, Here. Ons kom bid vanmôre vir hulle wat in die teenwoordigheid is vanmôre, Here. Here, ons kom bid vanmôre sodat U die leiding van elke diens sal neem, my koning. Here, ons kom bid vanmôre dat U die woorde van die lewe op elke spreker se tong sal sit, my koning. Here, sodat U woord ons sal verlos, sodat U woord ons sal dra vanmôre, Here. Here, ons kom bid vanmôre teen elke demoniese mag vanmôre, Here. Elke agtervolgende gees vanmôre, Vader, gees van die duisternis vanmôre, Here. Here, ons kom bestraf elke gees van die duisternis in die naam vanmôre, Here. Here, sodat U die werke van Satan sal vernietig vanmôre, Here. Sodat U elke donker wolk sal wegneem vanmôre, Here. Sodat U lig in die duisternis sal skyn vanmôre, Here. Here, kom raak elke sieke aan vanmôre, Here. Here, ons kom dink aan elkeen in die hospitaal vanmôre, Here. Ons kom dink aan elkeen in pyn vanmôre, Here. Here, dat U die pyn sal verlig vanmôre, Here. Here, dat U elkeen sal aanraak wat siek is vanmôre, Here. Here, ons kom bid vanmôre, ons kom vertrou op U vanmôre, Here. Here, laat U ons sal lei, my meester. Here, kom vergewe ons elke sonde vanmôre, Here. Vader, waar die vlees ons laat sondig het vanmôre, Here. Here, U reiniging sal ons kom reinig vanmôre, Here. Here, kom maak elkeen skoon vanmôre, Here. Here, kom reinig ons vanmôre, Here. Here, sodat ons aan U sal staan vanmôre, Here. Sodat ons van nou af sal volg, my koning. Here, ons kom bid vanmôre vir U sterk en U kragtige hand vanmôre, Here. Here, kom lei elke bediening vanmôre, Here. Here, sodat ons verlos sal word, my koning. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Dankie, meester. Amen. 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 So julle mag sit. Julle mag sit. Laat my doen julle te goed vanmôre. Is ons saam? Amen. Elkeen wat teenwoordig is in die huis van die Here vanmôre, U is gegroet. Amen. Tabete tu kira jiske misra mine kwam abi. Namaste. Die woord van die Here sê, in my Vaderhuis is daar baie woonplek. Prys die naam van die Here. So wil ek julle verwelkom vanmôre dat U deel het aan die koninkryk van God. Prys die naam van die Here. Amen. Is ons saam? Amen. So voel vry in die huis van die Here. Amat my. As jy moet halleluja, laat dit so wees. Prys die naam van die Here. There is no restrictions in the presence of God. As die Here sê jy moet spring, want jy ken nie hoe die maak. Jy ken hoe. Prys die naam van die Here. Maar ek wil U hulle meer as verwelkom in die huis van die Here, sodat ons God vanmôre saam kan dien. En wanneer God spreek, sê dan, so sê God, amat my moeder. Amen. Ta elop ta mi gooi mu aure kwa gooi mire elop ke tiramenti. Amen. Want wanneer ons terughou, verlos ons nie die volgende ene nie. Prys die naam van die Here. U moet nie skaam wees om te sê, man apostel, elop ke tirami.
Die sak is apostels se sak. Hoe hy dit vat. Prys die naam van die Here met my. Amen. Maar wat God sê moet gespreek word. Amen. Prys die naam van die Here. So ek wil julle verwelkom in die huis van die Here met die skrifgedeelte in Matteus hoofstuk 7 vers 21 tot en met 23. En dit lees as volg. Matthew chapter 7 verse 21 till 23. Verse 21. Not everyone who calls me Lord will enter the kingdom. The only people who will enter those who do what my Father in heaven wants. On that last day, many will call me Lord. They will say, Lord, by the power of your name we spoke God's message. And by your name we forced out demons and did many miracles. When I will tell those people clearly, get away from me, you people who do wrong, I never knew you. Amen. Prys die naam van die Here. Amen. So ons sal dit in die Afrikaanse weergawe ook lees. Matteus hoofstuk 7 vers 21. En vers 21 lees. Nie almal wat my Here, Here sê sal in die God se koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal my op die oordeelsdag sê, Here, Here, ons het aan u naam gespreek en in u naam bose geeste uitgedryf en u naam baie wonders verrig. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie, gaan weg van my af. Julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Prys die naam van die Here. So die woord van God verwelkom ons in sy huis. Dat baie van ons sal sê, ek was 'n apostel in u diens, ek was 'n profeet in u diens, ek was 'n pastoor in u diens, ek het u woord gespreek, ek het demone in u naam uitgedryf. Prys die naam van die Here. Ek het wonders laat verrig. Halleluja, so saam. Amen. Maar hy sê die laaste gedeelte, julle was nog nooit myne nie. Prys die naam van die Here. So wat bad het my as 'n Christenskind vanmôre? En ek sê, dit ek dis Kurina, hoe was ons na? Ek is 20 jaar in my bekeringskap. Prys die naam van die Here. Nou die vraag bly staan, doen ek die wil van my Vader? Prys die naam van die Here. Lewe ek volgens die wil van die Here vanmôre? Doen ek wat van my vereis word volgens God se voorskrifte? Prys die naam van die Here. Of lewe ek maar daardie lewe wat ek lewe vanmôre? Want ons lees duidelik dat daar 'n vereiste is dat jy volgens sy wil moet lewe. Prys die naam van die Here. Nou in jou 20 jaar van bekeringskap draai jy enige vrug. Word daar vrug op jou gesien dat jy 'n Christenskind is? Prys die naam van die Here. Of is dit maar net lippetaal? Is dit maar net, ek behoort aan die Here, maar ek lewe nie volgens sy wil nie. Prys die naam van die Here. Geliefdes, dit baat my nie. Ek staan elke Sondag in hierdie diens nie, maar ek lewe nie volgens die wil van God nie. Prys die naam van die Here. So die woord kom sê vir ons duidelik vanmôre, dat wanneer jy nie volgens sy wil en sy voorskrifte lewe nie, is dit te vergeefs. Prys die naam van die Here. Ons hy kyk kwak. Is ons saam? Oma elop tang haba kamita ka netwang abi uint makra iyo. Oy ke uga goe harap het ma. Elop wanta die tayesa. Jy word as Godskind geroep, maar die lewe en hoe jy lewe, prys die naam van die Here.
En wanneer iemand jou aanspreek, of dat jy Bybel sal gebruik, sê dan nie, moenie oordeel nie, die prys die naam van die Here. Ei, gaan hoe kan jy dat so onkyker hê? Ek oordeel jou nie, ek sê vir jou die waarheid, sodat jy kan regmaak. Want die Here wil nie hê een van ons moet vergaan nie. Prys die naam van die Here. As die een pastoor, die ander pastoor sê ook 'n pastoor. Jy staat in God se diens, maar dit wat u doen, is nie reg nie. Moet my nie oordeel nie. Prys die naam van die Here. Dit is nie 'n oordeel nie. Dit is reg help. Prys die naam van die Here. So baie kere sien ons in bedienings ook, dat die godsman staan. Prys die naam van die Here. Maar dit wat hy doen, stem nie ooreen met die diens waarin hy staan nie. Prys die naam van die Here. Maar die LOC al want hy maar. En as onder se kerk ek maar. Die ou na prys die naam van die Here. Sister dinga ko kwetua kerk na. Kabet ka pryse sekram yo LOC al te. Die wat kira toe die. Moet nie oordeel nie. Prys die naam van die Here. Man sien ek maar van die man. Want die waarheid sal my verlos. Prys die naam van die Here. Ek sal jou approach en sê pastor, dit wat u doen is verkeerd. Prys die naam van die Here. Whether you like it me or not. Like die pad van jou, it's jou saak. Amat my. Maar ek probeer reg, ja. Prys die naam van die Here. Dis waarvoor 'n godsman nie in sy diens oor hoerdery kan praat, want hy self bevind hom daar en dis kabie maak met prys die naam van die Here. Nou vir diegene wat volgens God se wil lewe, is dit baie maklik om die woord te geen verby te gaan. Is dit nie so nie, my moeder? Wat sal my restriek om die waarheid van God te spreek? Ek praat en ek gaan verby. Prys die naam van die Here. Nou God wil hê, ons moet volgens sy wil lewe. Is dit nie so nie? God wil hê, ons moet sy voorskrifte nakom. Amat my. As 'n godspersoon, as iemand wat tot God bekeer het, moet jy 'n voorbeeldige lewe hê. Prys die naam van die Here. Is dit nie so nie? Maar baie keer draai ons om, dat sê ons kwessie, tabusasi, die prys die, dit ek nou nie kom, maar prys die naam van die Here. Want God het jou dan geroep, en God het dan krag om jou deur te dra, maar dit sê dreisend sê nie, die sê so, kwestie, tabusasi, die, erken en maak reg, prys die naam van die Here. En word dan 'n beter mens. Is dit nie so nie? Jy moet dan die ligdraer wees in die duisternis. Dis hoekom die kerke vandag so moeilik is om die boodskap van God te bring. Prys die naam van die Here. Want die voorgangers het die pad byster geraak. Die voorgangers het die pad deurmekaar gehardloop. Die dat jy half kom minka. Prys die naam van die Here. Dis hoekom bedienings lyk waar 2, 3, 4 mensetjies sit. Die bedienings gaan net so. Prys die naam van die Here. Maar dit sal my nie weerhou om die boodskap van God te bring nie. Of daar 1 of 2 is. Geseënd is hulle wat die boodskap ontvang van God. En dit ter harte neem. Prys die naam van die Here. Is ons saam geliefdes. Amen. So kom ons lewe volgens die voorskrifte. Prys die Here. Is ons saam? Amen. Dan sal ons die ewigheid kan beerwe. Prys die naam van die Here. Want op hierdie wêreld is ons tydelik. Die ene wat jy weet nie, ons is tydelik hier. Dis net 'n, ek noem dit altyd 'n pitstop. Prys die naam van die Here. Is kan dit Garuskia. Dis maar net 'n plek waar jy moet deurgaan. Prys die naam van die Here. Mag die woord wat verder uitkom, elkeen 'n ryklik seën vanmôre. Amen. Amen. Kom ons kry som, kom ons hardloop. Toe daar, maar. Amen. Toe daar. Ons is saam, ja. Ada dokter. Ja. Ai, Guruji, brother!
Hallelujah. Dis ons dan. Prys die naam van die Here. Moenie soos 'n verkleermannetjie wees nie. Prys die naam van die Here. Vandag is jy pers, môre is jy pink nie. Is dit nie so nie? Man twinga sa kan se hare, prys die naam van die Here. Maar moenie change nie. Ons kry baie verkleermannetjies. As hulle by die kerk is hulle geestelik, prys die naam van die Here. Maar as hulle by die huis kom, is dit juist hulle wat so Chuan kau ke dike. Kerke bigman oras ditra. Kabe si kasih ikan ni kunarang huai. Praise die naam van die Here. Maar ek sal nie vandag noem nie. Net ek moet nie. Baie dankie. Amen. Miskien vir van hulle se kans. Môre familie. Eerstens dank ek die Hemelse Meester vir sy genade. Ek dank die Hemelse Vader dat ons vandag die son kon gesien het. Maar hy kon nie gemaak het nie. Maar ek en u vandag in die huis van die Here het die Here nog die genade gegee. Is nie uit ons eie krag uit wat ons hier kom ingestap het nie. Is nie uit ons eie krag uit dat ons vanoggend hierdie son gesien het nie. Maar dis net deur die genade van God. So God se genade is so groot. Hy gee ons altyd kans. Maak nie saak waardeur ons gaan nie, maar hy gee ons nog altyd kans. Baie van die kere maak ons belofte aan God. Amen. En dan help die Here jou uit hierdie belofte uit. Dan vergeet jy van die belofte wat jy aan God gedoen het. Want hy is in die hemel en ons is op die aarde. Ons moet nie te vinnig belofte aan hom maak nie. Amen. So ek dank hom dat ons vandag as kinders van die Here bymekaar gekom het. Almal gegroet in die huis van die Here. Pastore, evangeliste, godskinders, dienaars van die Here. Julle is gegroet in die huis van die Here. Voel vry, is ons God se huis, is niemand se huis nie. Is die apostel se huis nie, is die Here se huis.
So ons moet net kom luister waarvoor ons gekom het. Want ons almal het moes gekom om iets te kom ontvang. Ons almal het moes gekom om iets van die Here af te kom ontvang. Om hierdie woord wat uitkom en ons in te sit in 'n beter mens te word. Amen. Dit is die rede hoekom 'n mens na die huis van die Here kom. Daarom sê die woord van die Here, jy moet baie versigtig wees wanneer jy die huis van die Here nader. Baie versigtig. Jy moet al reeds vir jou voorberei wees wanneer jy by die huis is om te sê ek wil vandag na die huis van die Here gaan. Amen. Want dit is 'n persoonlike sak wanneer dit kom by die Here. Dit is nie apostel se sakkie. Dit is nie evangelis se sak nie. Dit is jy en jou God. So ek het ook my sak met God want omdat dit 'n persoonlike sak is. Dit is hoekom ek ook na die huis van die Here kom. So ons streef na volmaakheid toe omdat ons almal nie volmaak is soos God nie. Maar God wil hê ons moet probeer om na aan hom te streef sodat ons volmaak soos hy kan wees. Dit is wat hy in sy woord sê en dit is wat ek glo. So ek het 'n gedeelte wat ek uitgehaal het uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Dit sal nie lank wees nie. Soos apostel gesê, die diens is kort, jy moet maar vat uit 2-3 wat vir jou bedoel is of vir jou uitgesit is. So die gedeelte is uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ek sal net 16, 17 en 18 vat. Want dit is 'n hele lang stuk. Ons kan by die huis gaan lees. Die opskrif sê die goeie nuus en die breekbare kleipotte. Die goeie nuus en die breekbare kleipotte. Ek wil net die opskrif aan julle bekend maak. Wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is die woord van die Here. Die heilige woord van die Here wat die lewe gee, is die goeie nuus waarvan gepraat word. Hierdie nuus wat jou verander, hierdie nuus wat jou 'n nuwe mens maak, hierdie nuus wat dinge laat geskied. Dit is die goeie nuus wat klaar gelê is. So hy kom gee vanoggends vir ek en u versekering as ons aan sy woord glo en as ons hom toelaat in jou hart om vir hom aan te neem, dan sal hy jou lang lewe gee en wat jou hart se begeertes is daarby. So die breekbare kleipot, wat wil die Here vanoggend hier sê? Of ons probeer verduidelik van hierdie breekbare kleipot. 'n Kleipot word vergelyk met 'n mens. Kleipot is ons wat mens is. En ons weet 'n pot wat met klei gemaak is, wanneer hy net uit jou hand uitglip, dan breek hy of dan kry jy krakke. Dit is hoe 'n mens is. So dit beteken eintlik 'n kleipot wat 'n breekbare kleipot beteken ons is verganklike mense. Hierdie fisiese liggaam is 'n verganklike liggaam. Halleluja. Dit is die gedeelte. Laat ek net verder gaan, laat die gees nou nie voor, die gees wil net spring. Okay. Die 3 gedeeltes wat ek uitgehaal het is, om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons die heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gering nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge. Okay, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is vir altyd. Die Engelse weergawe sê, that is why we never give up. Our physical body is becoming older and weaker, but our spirit inside us is made new every day. We have small troubles for a while now, but those troubles are helping us gain an eternal glory. That eternal glory is much greater than our troubles. So we think about what we cannot see, not what we see, but we see last only a short time, but what we cannot see will last forever. Baie duidelik in die Engelse weergawe ook. So wat die Here aan ek en u vandag wil kom sê is, ons moet nie moed verloor nie.
in ons lewens waardeur ons gaan. Wat die mense sê en wat die mense vir ons beskryf wat ons nie is nie. Wat die dinge in ons lewens, die swaar kry in ons lewens gebeur. Dit moet ons nie moedeloos maak nie. Al is die uiterlike mens besig om te vergaan, maar die innerlik word dag na dag vernuwe. So hierdie liggaam, hierdie kleipot van jou, die liggaam wat vergelyk word, die liggaam wat vergelyk word met hierdie kleipot, is 'n verganklike liggaam. Amen. Hierdie liggaam is maar net daar. Hy is die houer van die gees van God. So wat die belangrikste vir God, wat hy eintlik aan ons wil bewus maak, is die gees van God binne in 'n mens. En dit is die gees van God wat binne in 'n mens is, wat elke dag na dag hernuwe word. Jy word 'n nuwe mens binnekant in jou. Uiterlik kan die mense sê, hy is so verval, hy is so en hy is so. Mense kom praat of dit goed of sleg is. Maar hierdie liggaam, as ons kyk wat die Here van vir ek en u wil bewus maak is verganklik. Amen. Want hierdie liggaam is die liggaam wat vir ons laat sondig. Hierdie vlees van ons is die vlees wat vir ons laat sondig. Nie die innerlikheid, die gees van God. God is gedoenig met 'n gees van 'n mens binne in jou. So wanneer hierdie goeie nuus uitkom, moet jy hierdie goeie nuus vat en die gees van die Here voed binne in jou om 'n nuwe mens te word. En hy sê hier, ons swaar kry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons die heerlikheid wat alles verre weg oortref vir altyd vasstaan. Verre weg. Ons praat nie van nou nie. Die heerlikheid van God. Amen. Een dag as jy in die regterstoel gaan staan en wanneer ons geoordeel word, of dit goed of sleg was, dit is wat uitgekom het. Hoe gereed is ek en u vir die Here tyd? Hierdie dinge, die woord wat uitkom, die dienaars wat die woord aan ons voorsit, is maar net die houers wat God aan ons wil iets gee, sodat ons kan regmaak. Nie vir nou, vir hierdie oomblik nie, maar die heerlikheid van God. Daarom, wanneer die makker aan jou deur kom klop, die enige, ons almal weet nie, wanneer die Here sal kom nie. Hy kom soos 'n dief in die nag. Amen. Wanneer 'n dief jou huis ingebreek het, sal jy nie voor die tyd weet, hierdie dief wil die huis inbreek nie. Ewen 'n dief sal ook nie vir jou sê, ek wil jou huis inbreek nie. Dit is net so in goddelikheid. Hy sê nie wanneer hy kom nie. Maar wanneer hy kom klop by jou deur, hoe gereed is jy vir die Here? Hoe gereed het jy vir jou al voorberei vir die koms van die Here? Amen. Want hierdie dinge op die wêreld is tydelik. Daarom word dit gesê die liggaam is verganklik. Hierdie liggaam word begrawe en dit raak grond toe. Maar ek en u, die gees van God binne in u, waar gaan staan jy wanneer jy geoordeel word? God wil nie hê ons moet verlore gaan nie. God wil nie hê ons almal moet verlore gaan nie. Is hoekom hy vir ek en u nog kans gee om met hom reg te maak. Dit is so 'n unieke ding. Ek het 'n ouma voor laas naweek begrawe, my oupa se broer, sy suster. Sy was 99, sy sal in hierdie tyd 100 gemaak het. Maar sy het baie lank tyd het die Here vir haar kans gegee, sy genade kans. Sy het gelê en al wat sy gepraat het, sy het ook nie vir ons herken nie. Sy mense het sy name vergeet, maar al wat sy kon gelê en praat het die hele tyd wat sy Bethlehem was. Sy het net met God gepraat. Sy het lê en haar sak reggemaak met God. Nou sal God vir jou die genade kans gee om reg te maak. Daar is baie van ons jong mense sterwe. Jy weet nie, die mense, jy hoor net, hierdie klein kind het gesterwe, hierdie jong man het gesterwe. Maar as jy by God is en die wil van God doen en lewe volgens die wil van God, hy gee dan sy belofte. Tot jy stok oud is, sal ek jou sorg. Amen. En as hy sy belofte en die woord van die Here gee, dan God se belofte sal nie net op die grond val nie. Hy doen dit as hy sy belofte gedoen het. Maar as hy sy belofte gee, is daar vereistes vir ek en u. Amen. Doen ons hierdie vereistes wat God van ek en u verwag. Doen ons wat die Here sê wat ons moet doen. Familie, ons moet begin doeners raak van die woord. Ons moet die woord uitleef. Dit help nie, ek kom elke Sondag na die huis van die Here, ek hoor die woord, ja, ek hoor hom,
Dit was gesê uit 2 Korintiërs, ek hoor, ek gaan lees, maar raak die doener van die woord. Amen. Ter vergeefs as jy nie die doener van die woord raak nie, as hierdie woord nie hou vasplek binne in jou hart het nie, ter vergeefs dat jy op die regte pad is. Jy sal nie is jy verlore. Daar is jy blind nog. Maar as jy die Here oopmaak en kans gee in jou hart om vir jou te hernuwe, om 'n nuwe mens te maak deur sy woord te spreek en jy gaan raak die doener van die woord, dan is jy op die regte pad. Hierdie gees van God, wanneer hy gevoed word binne in jou en jy gaan op hierdie pad en lewe volgens die wil van God, dan herinner hy vir jou die foute wat jy doen. Ons is maar net mense op hierdie lewe wat fouteer, maar onmiddellik as jy op hierdie pad van die Here is, dan herinner hy vir jou en sê dit wat jy gesê het is verkeerd. Dit wat jy gedoen het is verkeerd. Ek kan nie sê ek is God vrou en ek sê ek sal tot die dood toe nie my broer vergewe nie. Nou waar op watter pad loop ek? Dan het die woord mos nie die liefde, die woord, die vrug nie doener geraak binne in jou nie. Of hy het nie die hou vasbly binne in jou gekry nie. Familie, ons moet verstaan, wanneer die vrug gespreek word, moet hierdie vrug op jou gesien word. Amen. Hierdie vrug moet uitgewys word, dat jy moet die doener raak van die vrug. Want as ek sê, ek sal nie vergewe nie, het ek vrede van die vrug binne in my gekry? Nee, dan is ek nie op die regte pad nie. 'n Kind van die Here word geplan vir dit wat hy doen. Ja. Maak nie saak of jy 'n verkeerde woord per ongeluk aan iemand gesê het, of jy met jou houdings gesondig het, daar sal dit vir jou gaan pla as jy die kind van die Here is. Dan moet jy weet, God se Gees praat, so jy is op die regte pad. En jy moet die Gees luister en doen wat Gees sê, nie wat jy voel en wat jy sê nie. Want baie van die kere hierdie liggaam sal jou lei na die sonde toe. So as jy jou stem, as jy jou vlees hierdie kans gee, dan sal hy jou lei na die doderyk toe. Maar as jy die Gees van die Here luister, wat binne in jou is, wat God binne in elke mens gelê het, luister, dan sal jy vir ewig lewe. Dan sal jy die heerlikheid kan sien, wat God en sy woord sê. So, familie, kom ons raak doeners van die woord. En gee die Here kans, luister na die goeie nuus, en laat hierdie goeie nuus binne in julle gesit word, binne in julle se harte gegraveer word, sodat julle hernuwe word van God, om 'n nuwe mens genoem te word. God het baie mense in die Bybel verander en name gegee. Saulus het Paulus geraak, omdat hy in sonde gelewe het, het hy hierdie naam gehad. Maar toe die Here hom verander en 'n nuwe naam gee, het hy 'n beter mens in Christus geword, omdat hy die Here in gees en waarheid gevolg het. Baie van die mense het gesê, hoe kan Saulus vir ons die woord gee? Hoe kan Saulus die demone uitdryf? Hoe kan Saulus hierdie werke doen? Maar wanneer die Here iemand vat en afwas, ons sal met die uiterlike oog sal ons sê en sê, hierdie persoon is so. Praat sy ook die woord van die Here. Sy was dan so 'n mens gewees. Maar wie is jy as die Here afwas en die persoon laat staan om die woord van die Here te gee? Daarom sê ek, binnekant ken die mens nie, net God alleen ken, omdat hy die elke een se are binne in 'n mens ken. Omdat hy elke haar op 'n mens se kop ken. Mense kan jou uiterlik bespreek of vir jou sê hoe jy is. Moenie kyk op wat die mense sê nie. Kyk binnekant in jou, want dis 'n persoonlike saak. Hy is die ene wat van bo af binnekant in jou hart kyk. En wanneer jou hart reg is wanneer die Here sê, ek sal jou seën, oorvloedig seën. Wat sê 'n profesie wag ons? Wat 'n profeet wag ons? As die woord van die Here klaar die profesie van die lewe is, as jy net doen volgens wat God sê in hierdie woord, hierdie goeie nuus vat en doen wat God sê, is klaar jou profesie is klaar vervul. Wil jy hoor wat is in jou handkas? Wil jy hoor wat is in jou laie? Wil jy hoor wat is in jou yskas? Wil jy hoor wat is in jou diepvries? Wat 'n groot bees lê in jou diepvries? Mense, ons vergaan terwyl ons sit en profesies luister wat in ons huise aangaan. Wat in ons huise aangaan het niks met enige iemand te doen nie. Die belangrikste is die woord van die Here. En wanneer jy verstaan en 'n doener raak, dan gee jy oorvloedig wat jou hart se begeerte is. So mense, laat die diens geseën word. Baie dankie dat julle geluister het. Amen. Amen. Hallelujah.
Tubada. Amen. Tugo huske. Prys die Here. Dinge het begin verander. Is ons saam? Hier is gepraat van 'n kleipot. Prys die naam van die Here. Nou die Here wil vanmôre elke gekrakte kleipot wil hy herstel, sodat die gees van God vindplek kan kry. Prys die Here. Is ons saam? Want daar is krake in jou lewe. Dis hoekom jy die woord verstaan. Jy hoor hom, maar jy verstaan hom nie. Prys die naam van die Here. Want daar is tekortkominge in jou lewe. Is ons saam? Want dit wat in gaan loop uit. Prys die naam van die Here. So kom ons kyk na daardie krake. Is ons saam? Amen. Want hy sê duidelik in sy woord. Die pottebakker en die klei. As ek daardie gedeelte vat so vinnig vanmôre. Praat hy van die pottebakker en hy sê gaan af na die huis van die pottebakker. Ek wil daar met jou spreek. Prys die naam van die Here. Maar ek is gaan gou. Is ons saam? Prys die naam van die Here. Maar is ons die klei vanmôre? Want God wil hê ons moet die klei wees vanmôre sodat hy jou kan hervorm soos wat hy wil. Nie soos wat jy wil nie. Prys die naam van die Here. Is ons saam? Sabe que si dit habang twee haba. Sabe, kom ons keer terug uit daardie denkwyse en sê vir die Here, Here, hier is ek. Ek staan voor jou as klei, hervorm my. Volgens U wil. Kan nie. Prys die naam van die Here. Is ons saam? Dan sal God jou hervorm en jou 'n nuwe mens maak volgens hom. Is dit nie 'n goeie ene daai ene nie? Prys die naam van die Here. Maar waar wag ons? Ek wil net bietjie opsom wat al reeds gespreek is. Ons wag vir 'n profesie. Ons wag vir 'n profeet, maar wat nie haba doen nou. Prys die naam van die Here. Is ons saam? Is daai 'n profesie om vir my te sê jy het 'n blou T-shirt in jou handkas, prys die naam van die Here. Nou ek het nie 'n profesie wat maar prys die naam van die Here. Want watter man het nie 'n blou T-shirt met die huis nie? Prys die naam van die Here. Is ons saam? Mense, ons moet begin logies dink en ons moet God se gees inroep sodat die gees ons moet lei. Prys die naam van die Here. Amen. Ons in wat is dit God's kwamba who man of God go deeper die maar kan sê kos hier daai. Prys die naam van die Here. Profesie moet wees om iemand op te bou. Is dit nie so nie? Dit is hoe ek profesie ken. Ek ken nie van 'n profesie wat sê jou buurman het jou nie. Jy ken 'n profesie, kan ek jou maar prys die naam van die Here. Ek wil die profesie hoor dat die Here sê hy wil jou hernuwe, hy wil jou van nou af dra en hy sal jou vorentoe dra. Prys die naam van die Here. Ek nie met materialistiese dinge nie. Is ons saam geliefdes? Maar baie keer omdat ons vlees daarna neig, omdat jy neig dat Jehovah sê. Want jou vlees is gewoon om daaraan te vat, aan die wêreldlike dinge wat nie sak maak nie. Prys die naam van die Here. Dit is waar die gees van die op die liggaam daar nie, hy's net hy kan loop. Prys die naam van die Here. Amen. Ons sal profesie hoor, die geld is op pad, ek Marie mooi, want maar. Want die woord van die Here sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. En ek sal vir julle die vrede en die rus gee. Ja. En sy woord sê ook, ons moet die aangesig van die Here soek en die res sal as geskenk aan jou gegee word. Prys die naam van die Here. I don't need a prophecy, I need God. Ek het die Here nodig, want hy het met my beloof in sy woord. As ek in sy woord staan, sal hy my seën en oorvloede seën. Ek wil nie 'n profesie hoor, maar dis kyk wat ek na Marie storie ngat maar. Dit ek by elo barasau. Maar elo kyk uit my skram met ek nie kaitjie. Dit is kasau. Is dit die sonne sal vir jou ryklik seën. So die rykdom en alles wat daar is in die Here. Is in die Here, dit staan in die skrif geskrywe. Prys die naam van die Here. En daarvoor seën God ook elkeen wat hom toe kom. Prys die naam van die Here. Want anders as jy oorvloed geseën word, wat jy nou by nie. Ja. Prys die naam van die Here.
Is dit nie so nie? As die yskas vol is, gaan ons nie kerk toe nie. Prys die naam van die Here. Want hoor ek af om die yskas na. Ons kan ook nie slaap. Ons kan nie slaap nie. Algo get uyan umpa, want koukie get my yskas gamma. Prys die naam van die Here. Hy raak dors en dors. Prys die naam van die Here. Maar hy raak nie dors vir die woord van die Here nie. Ai, prys die Here. Laat go kyk al die chom urike ti kwa die moet nie. Ons pleito. Prys die naam van die Here. Kykie koukie ga. Die liggaam is so ingestel. Prys die naam van die Here. So saam. Amen. Wanneer dit goed gaan, ken ons nie God nie. Maar wanneer die omstandighede anders te raak, of dat jy ken my in alles, man. Whether it's good or bad, ja. of dit goed gaan of sleg gaan, Ja. of jy onder stres is, ken hom nog steeds. Prys die naam van die Here. Wanneer daar die yskas ook leeg is, herken hom ook. Ja. En sê vir hom, baie dankie Vader, dat hierdie yskas leeg is. Nou as daar nie kook om te drink, nou bid ek tot die Here. Prys die naam van die Here, want dis hy kyk nie goed, hy. Is dit nie so nie? So geliefdes, kom ons laat God toe om vir ons te hervorm. Ja. Dit is maar die boodskap wat ek net bietjie wil uitbring vanmôre. Laat hy jou vorm volgens sy wil. Prys die naam van die Here. Want hierdie menslikheid is verganklik. Soos wat die vorige prediker sê, amai, stof tot stof nie u. Is dit nie so nie? Net aan nie so rotinede. Prys die Here. Hierdie liggame wat die vrouens is so versier. Halleluja. Spandeer. Ai, wiper kutikira kai. Prys die naam van die Here. Nee, kan jy goga. Nee, dit is prys die Here. Daai goed maak my so bang, want God het jou uniek gemaak. God het jou 'n mooi vrou gevorm volgens sy beeld, sê die woord, o nee goku. En dan verstaan jy nie. Goku ke het maar die van au kaira goku ke. Nee goku ke is ja kahu. Prys die naam van die Here. Sê jy gaan kwesa. Nee goeie kom hier op musen. Prys die naam van die Here. Is ons saam? Amen. Man, bly met hy kort hare wat God jou gegee het. Dit is uniek, dit is mooi. Prys die naam van die Here. Dis hoekom ek 'n vrou getrou het wat nie ook die flexels opsit nie. Prys die Here. Want nou hoe kira kai, sino ka karaha. Maar ek wil net die vrouens sê, jy is uniek vir God, man. Los daar die goed. Is ons saam. Kora hoe ke nou net die maar, gabai ke ngai, maar want die goede staan. Prys die naam van die Here. Al sing jy feitelik raak uit hoe meer mense van gare Bybel jou. Prys die Here. Jesus. So vrouens, dit is regtig vir my is nie mooi nie. Miskien is vir u mooi. Maar God het jou uniek geskape. Hy hou van jou. Net Uniekheid. soos Amen. Baie dankie. Kom ons kry 'n song. En dan kry ons die laaste boodskap. Is ons saam? Amen. Die vrouens moet my toch vergewe, moet my nie stenig nie. Ek het net waarheid gepraat. Waarheid maak ons vry. Kom ons kry die song.